Goeiedag en hartlik welkom by Regheid met Robinson op Litnet. Politici sit die pot mis en ontwerp beleid wat uitpas is met die denke en die wense van geregistreerde kiesers. So is deur die Instituut vir Rasseaangeleenthede, die IRR, bevind in 'n nasionale peiling wat pas gepubliseer is. Soos gesien is in die nasionale verkiesing van verlede jaar, het die partye wat bly klou het aan ou denke 'n loosing gekry by die stembus. Werkloosheid blyk by verre die belangrikste kwelling van die kiesers te wees. Dis die goed wat saak maak in die maag of in die sak. Ons gas is Herman Pretorius, die hoof van strategiese kommunikasie by die IRR. Welkom. Herman, jy het al 'n jaar na jaar op bevind dat armoede en werkloosheid bly maar by ons. Skets die prentjie asseblief. Ja, nee, so vir omtrent al die afgelope dekade vra ons vir Suid-Afrikaners in ons jaarlikse meningspeilings om uit 'n lys van tussen 11 en 18 kwessies die top 2 kwessies te identifiseer wat hulle graag wil hê die regering moet fokus op as prioriteit. En jaar na jaar kry ons dat die nommer 1 kwessie, as ons hierdie 2 kwessies getalle en hierdie 2 mandjies bymekaar gooi, is die kwessie van werkloosheid verreweg die hoogste prioriteit vir Suid-Afrikaners en nie met 'n klein voorsprong voor die ander kwessies nie. Om konteks te gee, as ons hierdie dinge oorsit in persentasiepunte, is werkloosheid as hooffokus, as hoofprioriteit, nagenoeg prioriteit volgens prioriteit nommer 1 volgens 30% van Suid-Afrikaners. Die tweede kwessie en die derde kwessie, die vierde kwessie, die vyfde kwessie is onwettige migrasie, misdaad, korrupsie en die mishandeling van vrouens en kinders. Almal van hulle is onder 10%. Nou, dis nie te sê dat Suid-Afrikaners dink daar is nie belangrike kwessies nie, maar as ons vir hulle vra om 'n rangorde saam te stel, is werkloosheid en werkskepping verreweg prioriteit nommer 1. Nou, dan is daar die kwessie van ongelykheid, want daar word dikwels gesê ongelykheid in hierdie land is erger of is so erg soos in Brasilië. Hoekom dan is dit dan laer af op julle lys? So histories gewys in ons peilings word daar aangedui dat mense sien werkskepping en sosio-ekonomiese opheffing deur werkskepping en inkomsteverdiens as die beste roete om ongelykheid aan te spreek. En hierdie kwessie van werkskepping en werkloosheid wat kwessie nommer 1 is nie net 'n kwessie vir 1 of 2 groepe onder Suid-Afrika of Suid-Afrikaners nie. Ons breek ons data af om te kyk na elke moontlike segment. As ons kyk na rassegroepe, inkomste groepe, vlakke van onderrig, waar mense woon, hulle residensiële status, reg deur die bank, uit 27 van 28 demografiese merkers, word werkskepping gesien as prioriteit nommer 1 van jou armstes tot jou rykstes, van jou landelike gebiede tot jou middestede. So, as ons gaan kyk na die kwessie van ongelykheid, ja, dit is 'n kwessie, maar Suid-Afrikaners sien die roete om daai kwessie op te los via die bestemming van werkskepping. Armoede natuurlik pas ook in die kategorie, maar julle lys dit afsonderlik. Hoekom so? Want ons lys dit afsonderlik want dit is, die vraag moet wees, waarop moet die regering fokus? So as mense wil hê dat die regering moet fokus op armoede, kan dit 'n hele rits van beleide meebring wat nie noodwendig dieselfde is as werkloosheid of werkskepping nie. Armoede kan deur beleide soos groter welsynstoelae of universele tipe welsynsondersteuning aangespreek word. Maar dis nie heeltemal dieselfde as om te dink die regering moet fokus op armoede nie. Armoede is deel van hierdie mandjie van kwessies wat Suid-Afrikaners natuurlik in die gesig staar dag tot dag. Maar wat hierdie vraag probeer uitpluis, is wat is die beste, die kortste, die mees effektiewe manier om die Suid-Afrikaanse sosio-ekonomiese krisis op te hef. En dan is daar die raskwessie wat maar altyd 'n baie groot besprekingspunt is. En mense sou reken dat gegee die rassistiese bedeling wat daar was in die verlede, sal dit baie sterk tel, maar dit lyk nie so asof dit so belangrik is nou vir die kiesers nie.
Ja, nee, so Suid-Afrikaners, ons het nou nie daai vraag in hierdie jaar se peilings ingesluit nie, maar in laas jaar se peilings, einde laas jaar, het ons die vraag gevra, stem jy saam of verskil jy van hierdie volgende stelling? Met meer werksgeleenthede en beter opvoedkunde sal ongelykheid tussen rassegroepe verdwyn. En 75% van Suid-Afrikaners het einde laas jaar saamgestem met daardie stelling. So dit is 'n duidelike aanduiding dat Suid-Afrikaners nie op soek is na die ideale bestemming nie, maar hulle is op soek na geleenthede. Daar is, ek dink, 'n oorkoepelende tema van 'n honger na geleenthede wat ons sien jaar na jaar in ons peilings. Byvoorbeeld, ons kan ook kyk na ons bevindings oor koopbewyse vir skole, hospitale en behuising. Weereens, dit is 'n hongerte na geleenthede vir selfverbetering. Suid-Afrikaners is nie die passiewe tipe ontvanger van die staat se welsyn, soos wat baie politici dalk mag dink nie. Suid-Afrikaners het 'n interne agensie wat hulle wil aanwend tot 'n sosio-ekonomiese verbetering vir hulle en natuurlik vir hulle geliefdes en afhanklikes. Wat dan van raskwotas en kodes? Dit het ons direk opgevra. Ons het vir Suid-Afrikaners gevra, wie moet aangestel word in werke? En ons het vir hulle 4 opsies gegee. Opsie nommer 1, of een van die opsies was, slegs swart persone moet aangestel word vir die voorsienbare toekoms. Opsie nommer 2, slegs swart persone moet aangestel word totdat die in werke demografies verteenwoordigend is van die hele bevolking. Of ons het gevra, aanstellings moet op die basis van meriete plaasvind, maar daar moet spesiale opleiding wees vir persone uit voorheen benadeelde agtergronde. En dan die laaste opsie is, alle aanstellings moet op suiwere meriete gebeur sonder enige spesiale opleiding. So ons het 2 opsies wat rasgebaseerd is en 2 opsies wat meriete gebaseerd is. Die opsies wat meriete gebaseer is, as jy hulle saamtel, beteken dat 84% van geregistreerde kiesers in Suid-Afrika wil meriete vooropstel eerder as rasgebaseerde aanstellingskwotas. Dit verdeel ons op in 53,5% van kiesers wat sê ons wil graag sien daar moet meriete aanstellings wees met opleiding vir mense van benadeelde agtergronde, en dan 30,5% wat sê suiwer meriete gebaseerde aanstellings. En net 9% sê slegs swart persone vir die voorsienbare toekoms moet aangestel word en net 6,1% van geregistreerde kiesers sê net swart persone moet aangestel word totdat die nasionale demografie in ons arbeidsmark weerspieël word. En wat die ironie is van die saak, is dit is daai argument van demografiese verteenwoordigheid wat die basis is van die mees onlangse pogings om die regstellende aanstellingsbeleid daar te stel met strenger raskwotas volgens die minister van arbeid en werkskepping. So ons sit hier in 'n situasie waar daar 'n nasionale beleid is wat al hoe meer aggressief toegepas word, wat net 6,1% van die bevolking steun, terwyl 'n groot grosmeerderheid in die ander rigting wil gaan waar meriete vooropgestel word. Dit bring ons dan by korrupsie, wat redelik hoog op is in julle lys, en voor selfs sinema gesondheidslewering en so aan. Ja, so korrupsie natuurlik word is 'n konstante tema in Suid-Afrika. Ek dink minstens in die nuwe Suid-Afrika sedert die wapenskandaal. En dit is maar 'n tema van veral ons retoriek. Nou, die vraag van korrupsie kan ons ook benader vanuit die kwessie van regeringsfokus. Waar moet hulpbronne spandeer word? Hoe moet hulpbronne spandeer word? En waar moet bemagtigingsbeleid werklik setel? Want daar is 'n heel geldige persepsie daar buite dat baie van die korrupsie gebeur te danke aan transformatiewe beleid wat ruimte laat vir uitbuiting, so swart ekonomiese bemagtiging in staatsaankope. Nou staatsaankope is basies daardie
dinge wat die regering moet aankoop om te kan werk as 'n regering. Jy weet, uniforms, skryfbehoeftes, skoonmaakmiddels, en dit is nogals 'n groot uitgawe as mens daarna kyk. En ons het vroeër hierdie jaar navorsing gepubliseer wat aandui dat swart ekonomiese bemagtigingsvereistes in staatsaankope kos die Suid-Afrikaanse kiezer 'n onnodige, of die Suid-Afrikaanse belastingbetaler 'n onnodige ekstra besteding per jaar van ongeveer 150 miljard rand. Ons het vir mense in hierdie meningspeiling gevra, hoe moet hierdie geld spandeer word? En die antwoord was glashelder duidelik, dit moet gebeur op waarde vir geldbasis, nie op swart ekonomiese bemagtiging of rasteiken basis nie, want dit is die ruimte. As mens na hierdie data gaan kyk en jy vergelyk die antwoord op die vraag, dis die ruimte waar korrupsie gesien word om te leef. Dit is nie uitbuiting van hulpbronbesteding deur die staat, of dit nou is op bemagtigingsbeleid of dit nou is op staatsaankope. So korrupsie is 'n belangrike kwessie en ons moet glad nie dink omdat hy laer op die rangorde val as werkskepping dat Suid-Afrikaners nie dink dis belangrik nie. Dit is een van die topkwessies in die land, maar dit is sekondêr aan hierdie behoefte van Suid-Afrikaners om 'n sosio-ekonomiese leer te kan beklouter deur werkskepping, deur meer effektiewe bemagtigingsbeleide en deur 'n staat wat waarde vir geld voorop stel eerder as die tipe beleid wat korrupsie en transformasie 'n bietjie meng en te veel geleentheid gee vir die mors van belastingbetalers se geld. Nou, wat dink die gewone mens oor die kwessie van grondregte? Want dit natuurlik is selfs tot nou by die Withuis in Amerika bespreek as 'n belangrike ding vir die mense van Suid-Afrika, maar dit lyk nie so as mens kyk na julle lys nie. So ons het direk uitgevra oor daai kwessie. En ons het vir mense gevra, wat dink hulle van die onteieningswet? So daar's 2 vrae in hierdie peiling wat vir mense 'n idee gee van waar die eiendomsdebat en die gronddebat setel. Van al die kwessies wat ons gelys het, val grondhervorming 4de van laaste. En dit is nogals laag op die rangorde. Heel laagste is ongelykheid, dan rasisme, dan gesondheidsorg en dan grondhervorming. So dit is, as 'n prioriteit is dit nie iets wat Suid-Afrikaners deur hulle dag plan nie. Dis nie een van die sogenaamde sosio-ekonomiese pynpunte wat Suid-Afrikaners ervaar nie. En ek sê gereeld vir politici as ons hulle adviseer op ons bevindings, dink jouself en jou kiezer se dag. Word wakker in jou gedagtes in jou kiezer se slaapkamer en dink, wat is die ding wat hulle eerste aandink? Soek hulle water, kry hulle koud, wil hulle tande borsel, wil hulle kind gaan voer, en gaan dan deur jou kiezer se dag tot wanneer hulle weer hulle kop neerlê aan die einde van die dag en dink, wat is die laaste pynpunte wat hulle ervaar? Is hulle bekommerd oor of hulle werk gaan hê môre? Is hulle bekommerd oor of hulle veilig gaan wees deur die nag? Is hulle bekommerd oor waar hulle kind is? En daai sosio-ekonomiese pynpunte, jou alledaagse sosio-ekonomiese pynpunte, is die dinge wat hoog aan op die prioriteitslys sal val. En die feit dat grondhervorming en die gronddebat laag val, is 'n aanduiding dat Suid-Afrikaners nie wakker word of gaan slaap met grond op die brein nie. So dan kyk ons ook direk na, ondersteun Suid-Afrikaners die onteieningswet, ja of nee. En hier kry ons 'n stewige meerderheid van 68,1% van alle Suid-Afrikaanse kiesers wat sê hulle is gekant teen die onteieningswet. 61,6% van swart kiesers is gekant teen die wet, 89% van bruin kiesers, 57,7% van Indiese kiesers en 100% van wit geregistreerde kiesers is gekant teen die onteieningswet. So die feit dat die ANC daai wet deurgestoot het laas jaar en geteken het aan die begin van hierdie jaar, is aanduiding dat die ANC politieke kapitaal belê in 'n kwessie wat nie hoog op die prioriteitslys is nie en waar die kiezer aan die ander kant van die draad staan as die ANC self. Wel, daai persoon wat nou wakker word in die môre en dink, waaroor kwel ek my,
kan bijvoorbeeld sê in die nag was daar so 'n misdadiger in my huis en dit pla my erg. Maar misdaad lyk vir my is een van die dinge wat aangevoer word deur mense wat die land verlaat, maar is nie die heel belangrikste ding hierso in Suid-Afrika vir mense nie. Wêreldwyd is daar 'n korrelasie tussen sosio-ekonomiese stand en kwesbaarheid tot misdaad. En ons sien dit ook in ons eie misdaadspatrone. Jou beter afdele van die samelewing is nie net in 'n ekonomiese fort van minder desperate, behoeftige besluitneming nie, maar kan ook dinge soos diewering, komplekse sluitstelsels, alarmstelsels, sekuriteitswagte bekostig. En natuurlik dinge soos elektriese heininge en dies meer. So ons sit in 'n situasie waar as jy sosio-ekonomies welaf of relatief welaf is jou kwesbaarheid vir misdaad eenvoudig laer. So dit maak sin dat mense dink die roete tot 'n veiliger lewe is 'n beter vermoë om inkomste te verdien. Ek het laasweek by Nampo met 3 jong swart boere gepraat wat vir my gesê het, hulle moet grond koop ver weg van die informele nedersettings, want anders is daar die petty theft, het hulle dit genoem, wat hulle tuister in hulle dag-tot-dagse bestuur van hulle landboubesighede. So ons sien 'n direkte korrelasie wêreldwyd en in Suid-Afrika tussen misdaadskwesbaarheid en inkomste gemak. Dit is hoekom dit sin maak dat werkskepping en werkloosheid nommer 1 is, want mense kan indink, as ek meer inkomste verdien, kan ek dalk na 'n veiliger plek toe trek, ek kan dalk diewering opsit, ek kan myself en my geliefdes beveilig in terme van omgewing en in terme van onmiddellike sekuriteitsinfrastruktuur. Wat dan van dinge, praat van infrastruktuur, soos water, soos wat ek nou hierso met jou sit en praat, het ons nie water in ons huis nie. So dis 'n ongemaklike saak en dit pla mense seker redelik toenemend meer, want dit lyk my dit is erg, veral in Johannesburg natuurlik, maar ook in ander dele van die land. Weereens is daar hierdie sosio-ekonomiese verdeling van byvoorbeeld jou vermoë om 'n boorgat te sink of drinkwater te gaan koop of 'n suiweringskraan te installeer, al die middelklas geriewe om daai waterkwessies te oorbrug, wat gesien word as oplossings wat beskikbaar kan wees vir Jan Alleman as hy sy eie sosio-ekonomiese posisie kan verbeter. So water is nie laag af op die lys nie. Dit is in die waarheid is dit die 7de 1 2 3 4 5 dis die 6de belangrikste kwessie op die lys en dis definitief in die top helfte van die lys, maar weer eens is as jy vir Suid-Afrikaners gaan vra, soek jy 'n kraan of soek jy 'n werk, gaan hulle sê ek soek 'n werk want daar kan ek dan 'n kraan koop. Goed, en dan die kwessie van elektrisiteit, beurtkrag en sulke dinge, hoe figureer dit op die lys? Dit is basies kop aan kop met waterkwessie en ons het 'n foutmarge van 4% in hierdie peiling, wat beteken dat enige van die bevindinge kan of 4% hoër of 4% laer wees. En werkloosheid en werkskepping is ver buite daai foutmarge in terme van die ander kwessies, maar beurtkrag, elektrisiteitsvoorsiening en water is baie naby aan mekaar en binne daai foutmarge. So ons kan effektief sê hulle is kop aan kop as prioriteite. En ek dink klomp van dieselfde antwoorde geld, dat jy kan, sonpanele of 'n batterystelsel of 'n behuising na 'n area met minder kragonderbrekings. Ons sien dit toenemend in advertensies vir huur en huisverkope en besigheidspersele is dat daar word toenemend ingesluit in die beskrywing min beurtkrag of geen beurtkrag of sonpaneelstelsel of 'n batterystelsel. So weer eens sien ons daai diensleweringkwessie as ingevou in die groter diagnose van ek is sosio-ekonomies nie so opwaarts mobiel as wat ek wil wees nie, werkskepping is die roete daartoe, want dan kan klomp sekondêre, belangrik, dog sekondêre kwessies opgelos word.
En dan die hele maatskaplike terrein waar mense letterlik miljoene kry wat direk aan hulle betaal word. En die ekonome sê ons kan dit nie bekostig vorentoe nie. En die armer mense sê maar sonder dit kan ons nie 'n bestaan maak nie. So hoe gemaak? So ons het ook direk gevra vir Suid-Afrikaners, wil jy 'n regering hê met 'n fokus op werkskepping of 'n regering met 'n fokus op 'n sterker welsynstruktuur? En ons kry 77,8% van respondente dui aan hulle soek 'n regering wat fokus op werkskepping, met 19,9% wat sê hulle soek 'n fokus op 'n beter welsynstelsel. Nou as ons 'n bietjie histories gaan kyk, omtrent 20 jaar gelede, toe die welsynstelsel vir die eerste keer in Suid-Afrika regtig op die been gebring is in sy moderne vorm, was dit in 'n tyd van ekonomiese groei, van dalende werkloosheid, en dit was in 'n tyd van fiskale stabiliteit. Daar was die fiskale ruimte vir die staat om welsyn te begin struktureer, sodat daar hierdie vangnet kan wees vir mense wat nie in die werksmag is nie, wat nie werk kan kry nie, maar wat natuurlik na omgesien moet word. Nou die probleem is dat ons het in die afgelope 20 of so jaar na jaar, hoor ons president na president amper 'n bietjie trots wees oor die feit dat daar meer en meer mense op welsynstoelae is. Nou, dit is nie om te sê dat hierdie welsynstoelae moet verafskuw word of die mense daarop moet verwerp word of geblameer word nie. Hulle is in die groot gros gevalle desperaat vir 'n bietjie sosio-ekonomiese hulp, veral omdat werkloosheid so 'n krisisvlak reeds in ons land bereik het. Maar as ons dan vra, moet die regering fokus op werke of op welsyn, is werkskepping verreweg die voorkeur opsie. En dit is die geval weer eens oor rasgrense. 72,6% van swart Suid-Afrikaners stem saam, werkfokus bo welsynfokus. 92% van kleurling of bruin Suid-Afrikaners, 100% van Indiese Suid-Afrikaners en 97,2% van wit Suid-Afrikaners. Maar die regtige interessante afbreek van hierdie data en hierdie vraag van werk teenoor welsyn, kan mens kyk op die ekonomiese inkomste skaal. Ons het die inkomste van ook 4 inkomstegroepe in hierdie peiling. Mense met 'n huishoudelike maandelikse inkomste van onder R2000, tussen R2000 en R8000, tussen R8020 en R20000 en op. In elke kategorie, selfs die laagste kategorie van inkomste, onder R2000 per maand, sê 63,2% van respondente werkskepping moet die fokus wees. In die R2 tot R8000 kategorie, 74,8% sê die fokus van die regering moet op werke wees. So selfs vir jou mees behoeftige individue, daar waar welsyn die grootste impak maak en kan maak, sien hulle nog steeds werkskepping as die meer stabiele, langdurige roete vir sosio-ekonomiese opheffing. Nou as jy 'n bietjie terugstaan en jy kyk na hierdie totale prentjie van die peiling wat jy gedoen het, wat is jou gevolgtrekkings? My gevolgtrekking is dat daar is 'n sosio-ekonomiese konsensus daar buite. Ons hoor gereeld dat ons land vreeslik verdeeld is en ons het hierdie twee Suid-Afrikas wat ek was nou die dag op 'n paneelgesprek waar daar gesê is ons het 'n suksesvolle Suid-Afrika en 'n onsuksesvolle Suid-Afrika, die een is wit, die een is swart. En ek dink daai feite, daai narratief geld nie meer nie. Nie net is die swart middelklas vandag numeries groter al vir die afgelope 10 jaar as die wit middelklas nie, maar ons sien ook dat volgens ras, volgens inkomste, volgens politieke party, volgens elke moontlike demografiese verdeling, kry ons iets wat baie lyk soos 'n konsensus agter ekonomiese groei, ekonomiese opheffing en 'n tipe gematigde
pragmatiese aanslag. Ons moenie die fout maak om te dink Suid-Afrika is die ene sosialis of die ene kapitalis nie. Ek dink nie die Suid-Afrikaanse bevolking is sterk ideologies nie. Hulle is pragmate op die einde van die dag. So hulle kyk na hulle omgewing, hulle onthou 10, 20 jaar gelede hoe dinge was en hulle meet hulle ervaring daaraan. So as mense hierdie verslag lees en na die data kyk, sou ek hulle aanraai om weg te stap met 'n tipe hoop dat daar is hierdie konsensus wat oor grense heen Suid-Afrikaners aan dieselfde kant plaas van die debat oor waarheen moet ons land gaan. En die politici, veral dalk die ANC, moet hiervan kennis neem, want die ANC se beleide is deur die bank op hierdie kwessies, aan die verkeerde kant van nie net wat Suid-Afrikaners wil hê nie, maar wat ANC-kiesers self wil hê. Daar is 'n konsensus, daar is 'n basis vir 'n sosio-ekonomiese eenheidsboodskap. Kom ons gaan maak hom as burgers, as besighede en as politici. Is daai konsensus iets waarop ons kan bou. Maar dit lyk asof die mense aan die linkerkant van die politieke spektrum bietjie die pot misgesit het, soos wat ek in die inleiding gesê het. Is dit so? Ek dink ons het baie ideoloë wat die pot missit aan die linkerkant en aan die regterkant, maar ek dink tans is die linkerkant van die sosio-ekonomiese politieke spektrum dalk meer onpopulêr, want ons het oor die afgelope 20 jaar toenemend in daai rigting beweeg en lewe het nie beter geword vir jou gemiddelde Suid-Afrikaner nie. So ons moet ook nou nie versigtig wees om ons moet versigtig wees om nie te dink dat die regterkant van die politieke spektrum skotvry gaan wegkom as die debat dalk die pendulum daarheen swaai nie. Wat Suid-Afrikaners wil hê is oplossings wat werk, pragmatiese aanslae tot werkskepping. En ek dink daarin was die sukses van byvoorbeeld die 2004 ANC verkiesingsoorwinning toe hulle 70% van die stemme gekry het. Dit was Mbeki en Trevor Manuel se pragmatiese, ekonomiese en fiskale beleid wat verseker het dat Suid-Afrikaners kan sien werkskepping verbeter en dienslewering is op 'n goeie traject. Dit het verander in die afgelope 20 jaar en die ANC het die prys by die stembus betaal. Maar as jy so praat met die politici, luister hulle, neem hulle kennis van die feite wat jy vir hulle gee. So die ekonomiese realiteit en die politieke reaksie is altyd 'n bietjie uitpas met mekaar. So ek dink ons sien die verandering. Byvoorbeeld, ons hoef nie net te kyk na die feit dat die ANC laas jaar sy meerderheid verloor het nie. Maar ons kan ook kyk na die feit dat in 1994 het die ANC die stemme gekry van 54% van alle stemgeregtigdes. Hulle het 63% by die stembus gekry, maar van almal wat kon stem, alle Suid-Afrikaners oor die ouderdom van 18, het hulle 54% van daai stemme gekry. Ons kyk na laas jaar se uitslag en ons sien dat daai getal geval het tot onder 19%. So slegs 19% van alle stemgeregtigdes het laas jaar vir die ANC gestem. Nou dis nie om die legitimiteit van die verkiesing te verminder nie, maar dit is om aan te dui dat daar is 'n keuse in 'n demokrasie. Nie net om vir hierdie party teenoor daai party te stem en jou stem te verander van hierdie party na daai party nie, maar ook om buitestemming te beweeg. Dit word ook in politieke analise van verkiesings soms oorweeg as 'n kiesbesluit. So ons sit in 'n situasie waar die kiesbesluit reeds begin druk bou van mense wat sê ek is nie gaande oor hierdie sosio-ekonomiese beleidsrigting waarin ons beweeg nie. So daar is hierdie drukfaktore, daar is 'n reaksie op hierdie sosio-ekonomiese stand en die feit dat baie van ons beleid uitvoering is met jou gewone mens. Maar dit is gesprekke soos hierdie en navorsing soos hierdie peiling wat dit vir mense soos ek en my kollegas by die ERR moontlik maak om ons bevindinge te kan deel en om dalk 'n bietjie druk te kan toepas op gewone mense, op besighede, op arbeidsunies, op die maatskaplike organisasies om te sê gebruik die konsensus wat daar is om die politieke omgewing
te skep. Ons hoef nie konstant reaktief te wees op die politiek nie. Ons kan 'n bietjie stroom op van politiek gaan en daai politieke omgewing skep en die debat definieer op ons terme. En dit is, ek dink, die nimmer eindigende missie van die dinksentrum of die navorser of die politieke analis. So ek dink dit daar is hoop en die vraag is net, gaan daai boodskap vinnig genoeg gehoor word dat daar iets van ons land oorbly om te red wanneer Suid-Afrikaners glo hierdie konsensus is werklik iets om op te bou. Nou, ons weet in Suid-Afrika tradisioneel het sê nou maar die ondersteuners van die ANC gesê, ons stem vir die party want hy het vir ons die vryheid gebring van 'n nuwe demokrasie. Maar dit is nie te sê dat daardie denke net so sal bly nie. Dit lyk asof daar nou 'n grondverskywing is om te sê, nee, ander dinge is nou van groter belang. Byvoorbeeld, kan ek eet? Kan ek werk? Kan ek vir my gesin sorg? Ek dink so, en ek dink die BTW-debat van 'n maand of so gelede het veral gewys die potensiaal wat daar setel in 'n sosio-ekonomiese debat met 'n duidelike 'n verdeling tussen twee kampe. Die BTW-debat was 'n baie unieke oomblik in Suid-Afrikaanse politieke geskiedenis. Dit het die begroting kwessie van hoër of laer belasting, wat eintlik 'n heel algemene politieke voetbal is in die buitewêreld, het dit in Suid-Afrika tuisgebring, dat die partye waarvoor mense gestem het 'n jaar gelede, het 'n impak gehad op of belasting op gaan of af gaan. En die partye wat teen die BTW-verhoging gestem het, MK, EFF en DA, het hulle steun sien opgaan. En die partye wat vir dit gestem het, ANC, PA, IFP, het hulle steun sien daal. So ons is nou, ek dink, in die volledige era van sosio-ekonomiese debat as ons daar onsself gemaklik setel. Die ANC kon vir baie lank die loyaliteitskaart speel van die oorwinning in die apartheid struggle. En hulle kon die kaart speel van 'n dekade van suksesvolle regering. Tussen 1994 en 2004 was daar regtig objektief en empiries vooruitgang gemaak op baie belangrike gronde, veral dienslewering. So daai oorwinning en daai eerste dekade van sukses het die ANC 'n tipe van 'n politieke kapitaalreserwe gegee, wat nou, lyk dit my, begin uitloop. Daai tanks van daai masjien is nou leeg. Daar's 'n nuwe vraag van wie gaan nou die tipe masjinerie kan bou wat Suid-Afrikaners oortuig hierdie partye is die moeite werd om voor te stem. En as ons na hierdie data kyk, kan ons gemaklik tot die gevolgtrekking kom dat daai debatsbestek gaan oor brood en botter kwessies, die oggend tot aand pynpunte soos werkskepping en glad nie meer of daar 'n bevrydingsstryd was en wie die bevrydingsstryd gewen het nie. Daai beleggings van politieke kapitaal se dividende loop leeg en daar's 'n nuwe debat wat oor die volgende 10 jaar gaan setel en die partye wat daai debat oor werkskepping veral kan wen en met geloofwaardigheid na die kiezer toe gaan en sê ek het 'n plan vir werke, dan gaan ons daai partye sien voordeel trek uit hierdie konsensus. Herman, baie dankie vir jou bydrae. Voorspoed met julle werk. Baie dankie, Freke. Vreugde en 'n voorreg.